Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou. Welkom by ons laaste Sondag in hierdie reeks God se asem tussen die bladsye. Maar ons net vir 'n bietjie weer besig is om die stof van ons Bybels af te skud en waar ons net weer besig is om te oordink en weer te herontdek die wonder van hierdie boek wat ons die Bybel noem. En ons glo mos die Bybel is mos God se woord. En dan hoor ons ook God wat vir ons sê in sy woord dat hy deur sy Gees teenwoordig is. Daar waar jy op die tafel sit, daar waar jy lekker op jou gemakstoel sit, daar waar jy in 'n ander dorp sit, of dalk in 'n ander land sit, deur sy Gees is die Here daar by jou, net soos hy vandag hier by my is. En daarom gaan ons vir 'n oomblik net 'n bietjie stil word en dat ons net besef, daar waar jy sit, God is daar, God is teenwoordig. Kom ons word net vir 'n tydjie stil. Geliefdes, die Heilige is hier. Genade en vrede vir u. Van God ons Vader, van Jesus die Here, en van die Heilige Gees wat in jou is. Amen. As jy nou besef die Here is hier, hy is by jou. Wat wil jy vir hom sê? Here, ek wil u loof. Here, met alles wat in my is, wil ek u naam groot maak.
Psalm 103. Here, U is goed vir my. Ons skriflesing kom vandag uit 1 Petrus 2, vers 1 tot en met vers 3. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Here, dankie vir die voorreg om stil te kan word in U teenwoordigheid, vir die voorreg om U naam te kan aanroep. Ons erken ons diepe afhanklikheid teenoor U, en ons wil U loof omdat U ons Vader is. U sorg vir ons en voorsien in ons daaglikse behoeftes. U seën ons en skenk ons verniet genade. Maar ons nou uit die woord gaan lees, bid ons dat U die woord sal duidelik maak, dat elke mens sal verstaan, dat ons die boodskap ons eie sal maak en daarvolgens sal lewe. Ons bid ook dat U woord die uithoeke van die wêreld sal bereik en dat elke mens wat dit hoor, sal smag na nog meer van U. Spreek nou deur die woord, Heer. U kinders luister met geopende ore en ontvanklike harte. Ons vra dit U in U naam wil. Amen. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Die ADKV het so 'n paar jaar terug 'n paar vrae aan 'n groepie graad 7 en 'n groepie graad 11 kinders gevra. Kom ons kyk hoe vaar jy met hierdie vraag. God het Abraham opdrag gegee om sy seun te offer. Wat was sy seun se naam? In watter rivier is Jesus gedoop? Geloof, hoop, liefde. Watter een is die belangrikste daarvan? Psalm 23. Wie het dit geskryf? Noem 2 gawes. Terwyl ek die vrae so gevra het jy die antwoorde geken? Van die 971 graad 7's wat deelgeneem het, raai hoeveel het geslaag? 46%.
van die graad 11's, 2311 wat deelgeneem het, raai bietjie hoeveel het daar geslaag? 36%. Soos, sou jy geslaag het? En o ja, Jesus is in die Jordaan gedoop, hoor. Nie Nyl nie, ek hoor iemand sê nou die ander dag, Jesus is in die Nyl gedoop, nee, die Jordaan. Weet jy, Bybelkennis, en dis 'n stelling wat ek nou wil maak, Bybelkennis is op sy laagste vlak nog ooit. Wat ek het weer sê, Bybelkennis is op sy laagste vlak nog ooit. Mense ken eenvoudig nie hulle Bybels nie. Die stokkie het geval. Die stokkie het geval. Daai aflosstokkie wat ek en jy moes oorgee, die liefde wat ek en jy moes oordra aan ons kinders of rondom die Bybel, dit het geval. Want ons kinders lees nie die Bybel nie. Wat wou, broers en susters? Lees ek en jy nog die Bybel? Is hierdie boek vir ons nog 'n belangrike boek? Hoekom nie? Hoekom is hierdie boek nie vir jou belangrik nie? Dalk omdat ons nie 'n liefde vir hierdie woord van die Here het nie. Ons het eenvoudig nie 'n liefde vir die Bybel nie. En dan wil ons nou weet, hoekom is daar nie geloofsgroei nie? En o ja, ons hou daarvan om oor God te praat. Moenie 'n fout maak nie, ons hou daarvan om oor God te praat. Dalk laat dit ons goed voel as ons so oor God praat. Maar dis al wat dit doen. Ons voel maar net goed oor onsself. Dit is vir my baie keer asof ons so die mooiste antwoorde het. Maar baie keer is dit maar net 'n bla 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 bla. Want dis al wat dit is. Leerwoorde. O ja, mense sê ons wil groei. Mense sê dit baie vir my, Dominee, ek wil groei in my verhouding met die Here. Maar, en dis 'n groot maar, ek wil niks insit nie. Dit moet maar net gebeur. Dis hoe dit gaan werk, dit gaan maar net gebeur. En dan kom Petrus in ons gedeelte en dan sê hy, weet julle ouens, nee, om te groei, vra iets van jou. Ja, dit vra iets van jou, hoor. Wag. Kom ek skep net gou vir u die agtergrond van die brief. Want as ek vir die agtergrond gaan skep, dan gaan jy hoor dat eintlik is hierdie brief geskryf vir 'n tyd soos nou. Hierdie brief is eintlik geskryf vir my en vir jou vandag. Dis die jaar 80 na Christus. Diskriminasie op sy ergste. Die beweging van daardie tyd was nie Black Lives Matter nie, dit was ook nie White Lives Matter nie. Die beweging in daai tyd was gewees Christian Lives Matter.
Dit was 'n wêreld waar die nommer 1 vyand, die nommer 1 vyand was die navolgers van Jesus. En dis hoe hulle ook behandel is. Hulle is verkleineer. Hulle is uitgehaal. Hulle is selfs doodgemaak. Eenvoudig want mense het hierdie klomp Christene nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan hoe kan mense hulle lewens opgee vir ander mense nie. Hulle kon nie verstaan hoe ander mense se voete was. Hulle wou dien nie. Nie vir hulle sin gemaak nie. 'n Mens wil self sê, kom aan man. Waar het jy nou van sulke goed gehoor? En dis juist omdat mense hulle nie verstaan het nie. Dat mense so opgetree teenoor hulle. Maar nou weet ek en jy ons wat gebeur nie. Wat gebeur as dit nie goed gaan met ons nie? Jong, goed klim met uit die kas uit. Dis wat gebeur. Ek en jy ken dit. Vra klim skielik uit die kas uit. Vra soos, shucks man, het ek nie dalk die verkeerde keuse gemaak nie. Vra soos, ons kry so swaar. Hierdie Jesus, is hy nou werklik die Messias? Het ek nie dalk 'n fout gemaak nie? En wat ook gebeur, dit gaan rof met jou. Spanning is in die opbou. En as spanning, as die druk toeneem, want dit is soos daai tandepasta bysie nie. As jy sommer so druk, dan pop dit sommer so uit. En dis wat gebeur, as die druk toeneem, dan pop die goed sommer so uit. En baie keer is die goed wat uitpop, nie so baie mooi nie. Ek kan nie weet dit. Dis baie keer die lelikste goed wat uit ons uitklim. As ons 'n bietjie onder druk is. Skinder, kwaadpratery, jaloers wees op mekaar. So kan jy aangaan, gaan lees maar 1 Petrus 2 vers 1. Gaan lees dit maar weer 'n bietjie deur. Weg is die dinge van voete was. Weg is die dinge van dien. En die inding is om nou mekaar seer te maak. Dit gebeur. Ons sien ons huwelike wat op die rots is. Broers en susters, kom ek vra vir jou, erken jy jouself? Ja, die wêreld suig jou in. Die wêreld suig 'n mens maklik in, hoor. As jy weer kry, is jy gevat. Die groot geheim natuurlik is om dit raak te sien, is om dit agter te kom. Is om jou lewe net in oënskou te neem en dit te sien dat jy besig is om gesuig te word, dat die wêreld jou besig is om in te sluk. Die wêreld is besig om jou te vat. Coronavirus. Was nie geld nie. Verhouding se man en vrou is nie so lekker nie. Jy word gevat. En ons sien Petrus, hy gee 'n opdrag.
Die opdrag is los. Los sekere goed. Die 1953 vertaling sê, lê dit neer. Dis sy opdrag. Lê dit neer. Die ding is, wat is die goed wat jy moet los? Wat jy nou moet los? Wat is daai goed? Weet jy op die huidige stadium in jou lewe, wat is die goed wat jou lewe oorheers? Wat is die goed wat jou insuig? Petrus sê, los dit. Maar los beteken niks as jy iets los, maar jy doen iets anders nie. Jy moet los, maar jy moet ook iets anders doen. Jesus op 'n stadium, dit help nie, jy dryf die duiwels uit, maar jy maak nie jou vol met iets anders nie. En dit wat jy moet doen, vers 2 sê Petrus vir ons, is 'n opdrag wat hy gee. Dis is 'n sterk opdrag wat hy vir ons in hierdie gedeelte gee. Hy sê, jy moet smag. Nee, is meer as smag. As jy dan met 'n sterk begeerte by jou wees. 'n Sterk dwingende begeerte. Epateo. Daar's net een ding wat ek wil hê. Daar's net een ding wat ek begeer. Dis soos asem. Ek kan nie sonder dit nie. As jy soos 'n pasgebore baba smag, dan net daai een ding, want 'n baba weet net van daai een ding. Daai melk. Suiwer melk. Dis wat ek in jou moet hê. As jy so moet ek smag na God se woord. Ek moet sê, ek kan nie sonder dit nie. Daai suiwer, onbesmiete woord van die Here. Vers 1. Hou dan op. Los. Hoekom moet ek ophou? Hoekom moet ek hierdie verlange hê? Wat sit agter dit? Omdat God julle Vader is. Vers 17. Omdat julle sy kinders is. Vers 14. Omdat, vers 8, omdat julle hom liefhet. Julle het nou al reeds deel aan die hemel. Jy is 'n kind van die hemel. Vers 9. Hoor jy dit? Jy moet smag na sy woord. Want broer en suster, dis jou God se woord. Dis jou God se woord hierdie. Jy moet by hom gaan kuier. Gaan kuier by hom, by sy woord. In Johannes, in Openbaring sê Johannes, eet hierdie woord. Eet dit, laat dit deel word van jou. Neem dit in, laat dit afsak. Ek wil self sê, hoe dan anders, broers en susters? Hy is God.
Dis die groot God waarvan ek en jy praat. Hierdie groot skepper. Ek meen as dit sy woord is nie, dan moet ek dit tog lees. Dan moet ek tog hoor wat hy vir my wil sê. En ek leef in 'n verhouding met hom. En hier is die ding nie. Hier is die ding. Jy kuier nie by God om te gaan doen nie. Dis nie wat jy doen nie. Jy kuier by God om by hom te wees en dan te gaan wees. Jy kuier by God want jy sy kind. Dis wat jy wil doen. Jy smag daarna want jy sy kind. Jy kuier by hom sodat hy jou kan volmaak en jou verander sodat jy kan gaan wees wat jy is. En wat is jy? Wat is jy? Jy's 'n kind van God. Dis wie jy is. Jy moet gaan wees kind van God daar buitekant. Geliefdes, hierdie is 'n verhoudingsboek. Dis wat hierdie is, dis 'n verhoudingsboek. Dis nie 'n dooie ding vol stof nie. Dis 'n lewendige boek hierdie. Want die outeur van die boek, die skrywer van hierdie boek, hy is elke keer by. Hy is by jou as jy dit lees. Onthou jy vir ou Job? Job 42, nee, dan sê ou Job, ek het gehoor wat mense van die sê, Here. Ek het gehoor wat mense sê. Maar nou het ek dit gesien. Ek het dit beleef. Ek het dit ervaar. Nou is dit eerstens. Geliefdes, ons leef baie keer in ons verhouding met die Here op ou brandstof. Op lang terugse goeders wat gebeur het in ons lewens. Of ons leef baie keer op ander mense se brandstof. Dinge wat ander ouens sê. Oom Angus het dit gesê, oom Solly het dit gesê. Kom ek vertel vir jou 'n geheim. Jou verhouding met die Here hoef nie aangevuur te word deur wat ander mense sê en deur ou brandstof nie. Maar dit kan aangevuur word vandag. Want God nooi jou elke dag om die varsste, nuutste melk by hom te kom kry. Om elke dag saam met hom te kom kuier. Kom ek vra vir jou, hoe wil jy 'n verhouding met iemand leef? Maar jy wil nie hoor wat daai persoon vir jou sê nie. Dan is dit mos nie 'n verhouding nie. Is ek reg? Dit maak mos nie sin nie. So wat vra dit van my? Wat vra dit van jou? Sê, los die ander goed, los die wêreld, maak tyd, gaan kuier 'n bietjie saam met jou Vader. En as jy kuier, wees oop vir hom. Want hier is die ding, ons wil baie keer saam met die Here kuier, maar ons wil sommer klaar besluit wat die Here vir ons moet sê, en ons is so vol met ons eie gedagtes. Gaan wees net oop saam met God in sy woord. Dalk, broers en susters, dalk het ek en dalk het jy 'n liefde vir die Bybel verloor. Of dalk het ons maar nog net altyd verkeerd met hierdie boek, die Bybel, omgegaan. Dalk was die
die Bybel nog altyd vir ons maar 'n slaapmaakmiddel. So ietsie wat ek gaan lees net voor ek gaan slaap. Of dalk maar 'n lekker kalmeerpilletjie. Net so my gewete bietjie te kalmeer, dat ek net kan rustig raak. Ek dan nie dat ek nie so skuldig hoef te voel nie, of ek is dan nie so sleg nie. Dalk sien ons die Bybel as 'n sweep. Ja, ek moet eers gepynig word. Ek wil eers die pyn ervaar. Dis hoe baie mense mos die Bybel sien. En ek hoor baie keer, dominees, jy moet ons slat, jy moet ons seermaak. Ons het 'n verkeerde siening van die woord van die Here. En dis nie dat die boek baie maklik is nie. In Openbaring sê die engel daar vir Johannes, hy sê, eet die woord, en dan sê hy, hierdie woord gaan soet wees, hy gaan soet smaak, en dan sê hy, maar hy gaan suur wees in jou maag. Bedoelend, hy gaan maklik wees om te lees, maar hy gaan nie so moeilik wees om te doen nie. Maar tog, ek en jy weet, die Bybel is nie altyd 'n maklike boek om te lees nie. Dit is baie keer maar moeilike gedeeltes wat ons lees. Maar gaan lees dit. Eet dit. Soek jou God wat by jou is, wie se woord dit is. Soek hom terwyl jy lees. Maak tyd vir hom. Want vragies, waar jy gaan dit nie hoor as jy nie tyd maak nie. Lees dit oor en oor en oor. Oordink dit. Herkou dit. Kuier by die Here daaroor. Wat wil die Here deur sy Gees vir my sê? Liefdes, vanoggend gaan ons nagmaal gebruik. As jy die brood neem, as jy die wyn drink, hoor die Here wat vir jou sê. Jy's my kind. En dan hoor jy ook sy uitnodiging. Die uitnodiging van die Vader. Kom kuier by my, my kind. Amen. Brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook hier, wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in u woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer, u maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek Heer, u self, o lewend word. Die beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek Heer, u self, o lewend word. Geliefdes, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Ons glo dat die Here deur sy Gees hier teenwoordig is en dat hy deur sy Gees ons voed. So daar waar jy nou is,
Word net bewus van die lewende Heer se by jou wees. En as jy die brood neem, hoor hy vir jou sê, dit is my liggaam, dis vir jou. Neem, eet, doen dit tot my gedagtenis. Die beker wys na die bloed van ons Here wat gevloei het vir ons. Hoor as die Here vanaand vir jou sê, neem, drink, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U deur U Gees ons vandag weer gevoed het. Here, ons het U so nodig in ons lewens. Ons dink ons kan sonder U lewe. Ons vergeet so baie van U Vader. Dankie dat U in Jesus U self vir ons kom gee. Dankie dat daar verlossing in Jesus is. Dankie vir die verhouding wat U vir ons kom gee. Dankie vir die uitnodiging wat ons vandag weer hoor. Ons is U kinders. En U nooi ons om hierdie verhouding met U te lewe. U nooi ons om meer met U te kuier, Here. U nooi ons om meer te hoor wat U vir ons wil sê in U woord. En daarom bid ons, Here, dat ons meer van U woord sal maak. Dat ons meer erns met U woord sal maak. Hemelse Vader, help ons, want ons sukkel maar met die lewe, Here. En dan bid ek vandag, Vader, vir hulle wat se lewens maar baie stikkend is. Ek bid vir hulle wat baie seer het. Ek bid asseblief, Here, dat U deur die Gees hulle se harte sal aanraak, dat U vertroosting sal gee, maar veral dat U gebede sal beantwoord. Vader, ons bid vir die wêreld om ons. Ons bid vir al die seer om ons. Ons bid asseblief dat U ook uitkoms sal bring waar so baie mense siek is, dat U genesing sal bring, Vader. Here, ons loof en ons prys en eer U, want U is die Here, U is God. U is in Jesus, ons Vader. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Dankie ook dat jy deelgeneem het aan hierdie 40 dae reis, God se asem tussen die bladsye. Hierdie reeks het val saam met die Bybelgenootskap se 200-jarige feesvieringe. En ons nooi jou ook uit om waar die Bybelgenootskap dit hulle mikpunt gestel het om vanjaar 2 miljoen Bybels verniet weg te gee. Nooi ons jou ook uit om daaraan deel te neem en 'n bydrae te maak en by jou gemeente 'n bydrae te maak, sodat ons ook die Bybelgenootskap kan help om dan so Bybels van
vir mense te gee wat nie Bybels het nie. Dan wil ons ook vir die mense wat ons hoor al hoe meer van mense wat baie swaar kry, finansiëel swaar kry, maar veral mense wat emosioneel swaar kry. Asseblief skakel u predikant of skakel iemand in die gemeente, skakel iemand in die geloofsgemeenskap en dat ons kyk of ons mekaar kan help. Dankie dat ons dit met u kan deel. Gaan in vrede.